Goeiedag en baie welkom by sessie 15 van module 3 waar ons praat oor roeping. In hierdie sessie wil ek spesifiek uitwys hoe roeping ook sin en betekenis aan jou lewe gee. Nou ek wil sommer net weer kortliks verwys na een van die roepingsverhale in die Ou Testament wat vir my pragtig is en wat net weer aandui dat God nie mense roep wat noodwendig baie bekwame is of wat voel ek is nou gereed vir hierdie job nie. Ek kan dit hanteer nie. Dit inteendeel. God roep baie dikwels mense wat dink hulle kan nie hierdie ding doen nie. Dink aan Gideon, waar hy daar staan, hy's bang vir die Midianiete, hulle word aan mekaar geterroriseer deur hulle vee word gesteel, hulle oeste word verwoes en verniel deur hulle. En dan kom die engel van die Here na Gideon toe, terwyl hy in vrees daar staan. En die Here groet hom met hierdie woorde: Die Here is by jou, dapper man. Nou die woorde dapper man is eintlik so 'n bietjie van, amper kan sê sarkasties of humoristies. Gideon is nie 'n dapper man nie. Maar dit is wat God in Gideon sien, ten spyte van hoe hy homself sien. En dan gelees bietjie daai gedeelte in Rigters 6, hoe Gideon dan kom met allerlei verskonings en sê, Here, wag, jy weet nou nie van wie jy nou te doen het. Jy kyk, uit al die stamme in Israel is my familie eintlik die kleinste, die geringste. Ons is maar 'n eenvoudige ouetjies. Ek is nie so wonderlik, so dapper nie. En dan is dit asof God hom net ignoreer en vir hom sê, Gideon, ek is by jou. En daarom sal jy kan doen wat ek van jou vra. Jy sien, dit gaan nie oor hoe jy self voel oor die situasie nie. God se toerusting is altyd, ek is by jou. Moenie bang wees nie, ek is by jou. En daarom sal jy kan doen wat van jou gevra word. En wat ons situasie ook al is en waar ons ook al is dit wat roeping in ons lewens doen, dit bemagtig ons. So ek sluit hier aan by Connie Burger in een van sy boeke wat hy hieroor praat, en dan noem hy 'n paar kenmerke van dinge wat gebeur in 'n mens se lewe wat verstaan dat hy of sy geroep is, en die sekerheid het van roeping. Die eerste ding is sê, dit gee sin en betekenis aan jou lewe. Want jy weet, as jy verstaan dat jy nie daar is waar jy is sommer net om te probeer om 'n bestaan te maak nie, maar dat jy daar is omdat jy geroep is as 'n verteenwoordiger van God, om daar iets van God se heerlikheid in te dra, dan gee dit klaar geweldige sin en betekenis aan jou daar wees. En ek het dit so baie gesien gebeur in mense se lewens. Ek wil maar net een of twee voorbeelde noem. Een van 'n vrou wat gewerk het eintlik in 'n semi-staatsinstelling wat baie frustrasie beleef het, baie bisou toe moes ry. Haar werk was vir haar nie lekker nie. Dit was eintlik En hoe sy op die ouend terwyl sy stil word, ervaar het, maar God sê, hy het haar geroep om daar te wees. Nie om 'n bestaan te maak nie, nie om 'n salaris te verdien nie, om hom te verteenwoordig. En ek het haar, dit het gebeur tydens 'n retreat, en ek het haar ruk na die tyd weer gesien, en sy het net vir my gesê, Dion, jy kan nie glo hoeveel ek my werk geniet nie. Dis net totaal anders. Ek het my program anders ingerig. Ek gaan in die oggend vroeër in om eers te gaan stil word, om my in te stel op God, te wag op hom, bewus te raak van hom, en bewus te word van hoekom ek hier is. En sy sê, die Here skep soveel geleenthede, dit is so fantasties, om hier te wees as sy verteenwoordiger. So jy kan sien, sy het baie dadelik sin en betekenis beleef in haar daar wees. So die roeping vat jou nie noodwendig weg van waar jy is na 'n ander plek toe nie. Dit gee vir jou die rede waarom jy is waar jy is. En dit verander baie dinge. Dit kan jou ook wegvat, maar nie noodwendig nie. En die tweede ding is natuurlik, sê Connie, dit gee hoop en energie. Nou, ek meen, jy kan net uit hierdie voorbeeld wat ek genoem het, hoor. En sy is nie die enigste, en ek kan nou baie verhale vertel. Ek dink nou aan 'n tantearts wat vir my dieselfde vertel het. Gesê het, hy is moeg vir sy werk, hy wil nie dit meer doen nie. En ook na ruk gesê het, Dion, jy kan nie glo hoeveel ek nou my werk geniet nie. Want ek verstaan hoekom ek hier is. En dan natuurlik, as jy verstaan hoekom jy is waar jy is, dan gee dit energie. Dan skielik begin jy uitsien daarna om werk toe te gaan. Dit is nie meer net, dankie tog, dis Vrydag nie. Soms is dit, dankie tog, môre is Maandag, dan kan ek terug wees daar waar God my geroep het, daar waar ek deur God gebruik word.
Dit is wat sulke mense beleef. Hulle kry energie daarvoor. So roeping is baie energerend en dit gee hoop, want daar's altyd die wete wat daar gebeur, hang nie van jou af nie. Dis in God se hande. Jy's maar net 'n instrument in sy hande. Die volgende ding is dit gee koers en rigting. Jy sien dit bevry jou van hierdie ding van ek moet iewers kom in die lewe, ek moet my merk maak, ek moet jaag om sekere posisie te bereik. Nee, die rigting en die koers is dit wat God aanwys. Hoe hy jou wil gebruik waar jy is. En daarmee maak jy vrede. So daar's geen spanning oor of jy sekere goed gaan bereik of nie. Jy doen alles nog na die beste van jou vermoë, want jy wil God daardeur verheerlik. Maar jy weet ook hoekom jy daar is. Want daar rondom jou, by jou werk, is daar waarskynlik mense wat nooit op enige ander manier met God in aanraking gaan kom nie. As hulle nie iets van hom in jou lewe sien nie, want dis nie mense byvoorbeeld wat kerk toe gaan of enigsins by godsdienstige aktiwiteite uitkom nie. So ek weet nie wat jy ervaar en dink as jy lees en hoor en te doen kry met soveel sukkelende munisipaliteite en goed wat nie werk nie, en goed wat stikkend is en gebreek is, en goed wat aandag nodig het. Wat doen dit aan jou? Nou nie almal van ons kan byvoorbeeld seker iets self daaraan doen nie, maar ek glo daar is baie mense met kundigheid wat wel iets daaraan kan doen. So vir geroepe mense sien ek daar ook geleenthede. Wat is die geleentheid waartoe God jou dalk uitnooi? Weet, baie keer as iets jou geweldig baie pla en jy bid daarvoor, dan kan jy dalk hoor, maar word die antwoord op jou gebed. Nou daar is mense in ons land wat al sulke goed begin doen het, en daar's baie voorbeelde. Berend Legrandsie byvoorbeeld met sy projekte wat hy in dorpe begin het, maak 'n groot impak, 'n geweldige impak. Hy het 'n geleentheid gesien. Dis een mens, daar's ander ook. Daar's ander voorbeelde ook. En dink daaroor of God nie soms dalk met jou ook praat. En dit hoef nie altyd 'n groot ding te wees nie, dit kan kleiner goed wees. Maar om net daar 'n verskil te kan maak op 'n manier as 'n geroepe kind van God nie. Dit is natuurlik ook so dat roeping nie beteken dat jy gaan geen probleme wees nie. Dat alles net nou plain sailing gaan wees en daar gaan nooit weer iets verkeerd gaan nie. Glad nie. Ons leef in 'n wêreld waar dinge maar rof kan gaan. Roeping help ons juist daarmee om te volhard in moeilike tye. Daar is baie keer oomblikke waar jy kan ervaar in die omgewing waar jy is, wat jy ervaar dis waar jy geroep is om te wees, waar jy wil voel, nou wil jy net jou goed vat en loop, jy kan nie meer nie. Maar as jy in daai oomblikke wel weet hoekom jy daar is, en dat jy geroep is deur God om daar te wees, en dat dit jou bedieningsarea is, dan help dit jou om te volhard. Dan help dit jou om te weet, hierdie gaan ook verby. Ek weet ek moet hier wees. God gaan ook nou vir my die krag gee om hierdie dinge te kan hanteer en hier deur te kom. Dit is moontlik en dit gebeur, dit sal gebeur. Die volgende ding wat Koenie noem is dit gee oortuiging en passie in die lewe. Nou jy sien, ek dink hierdie is 'n geweldig belangrike ding wat baie van ons mense mee sukkel, omdat ons grootgemaak is om te leef met ambisie. Nou ambisie gaan altyd oor my naam, my koninkryk en my wil, en in ambisie is daar so baie kompetisie. Maar as jy 'n roeping het, dis totaal anders, dit gaan saam met visie wat van God afkom. En daarom gee dit vir jou 'n passie vir dit wat jy doen, maar dis nie in kompetisie met enige iemand nie. Dis nie om enigiets te bewys nie. Dit is bloot omdat jy weet, dit is die rol waartoe God my roep om nou te vervul in hierdie omgewing. En dit bring soveel bevrediging en vervulling, dat jy die passie behou. En om ook te weet, die uitkoms is nie in jou hande nie. Jy hoef nie mense te manipuleer, te probeer domineer, intimideer of wat ook al, om te maak soos jy wil hê hulle moet waak nie. Jy is bloot daar om God te verteenwoordig met oorgawe, te doen wat hy van jou vra, en die uitkoms is in sy hande. En die laaste ding wat Koenie noem, is hy sê dit help ons ook om te verstaan, dat God in 'n persoonlike verhouding met ons wil leef. God het ons nie hier gesit op die aarde en gesê, okay, hier is julle opdrag, dit is wat gebeur. Die meeste van hierdie mense rondom julle is op pad hel toe, help hulle om te
kyk of julle hulle kan help om in die hemel te kom nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. God het ons geplaas waar ons is as sy verteenwoordigers om vanuit 'n persoonlike verhouding met hom te hoor wat op sy hart is, te sien wat vir hom belangrik is, te onderskei wat nou besig is om te gebeur, sodat ons 'n rol kan speel volgens God se bedoeling. En dit vra verhouding, dit vra luister, dit vra aandag gee aan hom. Dit kom nie van self nie. So dit vra 'n persoonlike verhouding, want God het nie alles, 'n plan ontwikkel vir die wêreld en vir ons, soos 'n wekker wat opgewend is en nou loop dit af nie. God is dinamies, interaktief betrokke in alles wat in ons lewens gebeur. God neem besluite in die oomblik. God gee leiding in die oomblik. God gee wysheid in die oomblik. Dis nie vooraf bepaal nie. God is daar teenwoordig in die oomblik. Want God het nie mense se keuses vooraf vir hulle besluit en bepaal nie. Hulle kan self kies en jy kan self kies. En as mense keuses maak en optredes maak wat anders is as wat God eintlik wou gehad het, dan word hy ook nie onkant gevang nie. Maar dan gee hy wysheid vir sy geroepe kinders ook hoe om dit te hanteer en wat om in daai situasie te doen. En dit vra vir 'n baie intieme verhouding om saam met hom te leef, om te hoor wat op sy hart is. So gaan dink bietjie goed na oor hierdie dinge en oor jou eie omgewing. Nou nie almal, ek het nou gepraat van 'n werksituasie. Ek besef baie van die mense wat hierdie materiaal deurwerk, werk nie meer nie. Baie is afgetree. Baie is in elk geval in 'n plek waar hulle nie werk nie. Dit gaan nie net oor 'n werk, ek het dit nou maar as 'n voorbeeld genoem, maar wat ook al die situasie is waarin jy jou bevind, is al hierdie riglyne daar van toepassing. Dankie dat jy weer saam geluister het.